mooie gedeelte uit die Ou Testament, Genesis hoofstuk 45. Josef sê vir sy broers wie hy is. Josef kon hom nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom weg te gaan en daar was van die wat hom gedien het nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die Farao se paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe, en toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop en nou is ek Egipte toegebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die 2de jaar van hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my dit aanstel as Farao, as sy raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as regerder oor die hele Egipte. Gaan dadelik na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regerder oor hele Egipte. Kom na my toe, moenie talm nie, kom bly in Goshen streek. Dan is pa naby my, pa en pa se seuns en kleinseuns, die kleinvee en die grootvee en alles wat pa besit. Ek sal vir pa daar onderhou, want daar lê nog 5 jaar hongersnood voor. So sal pa nie verarm nie, pa en pa se familie en almal by pa. Julle sien self, ek en my broer Benjamin sien dit ook. Dis ek wat met julle praat. Julle moet vir pa vertel van al my mag hier in Egipte en van alles wat julle gesien het. Maak gou en bring vir pa hierheen. Toe omhels Josef se broer Benjamin en huil, en ook Benjamin het op sy broer se skouer gestaan en huil. Josef het al sy broers gesoen en daar by hulle gestaan en huil. Eers daarna het sy broers met hom begin praat. Die mense het dit in die Farao se paleis gehoor en gesê, Josef se broers het gekom. Die Farao en sy amptenare het dit goed gevind en hy het vir Josef gesê, sê vir jou broers, so moet julle nou optree. Saal julle rydiere op en gaan na Kanaan toe, kry julle vader en julle gesinne en kom hier na my toe. Ek sal julle die beste deel van Egipte gee en julle sal die roem van die land geniet. Jy moet hulle beveel, so moet julle optree. Vat vir julle uit Egipte, waan saam vir julle kinders en vrouens, laat hulle vader op 'n wa ry en kom hierheen. Moenie sleg voel oor wat julle nie kan saambring nie, want julle sal hier die beste kry van wat Egipte het. Die seuns van Josef het toe so gemaak. Josef het waans vir hulle saamgegee soos die Farao beveel het. Josef het ook vir hulle padkos saamgegee. Hy het vir elkeen nuwe klere gegee. Maar vir Benjamin het hy 5 stelle nuwe klere gegee, nog 3,5 kilogram silwer. Vir sy pa het hy 10 donkies gestuur waarop die beste ware van Egipte gelaai was en 10 donkiemerries waarop die beste koring en graan en kos gelaai was. Dit moes dien as padkos vir sy pa. So het Josef sy broers teruggestuur en by hulle vertrek het hy vir hulle gesê, moenie langs die pad bang word en begin twyfel nie. Hulle is toe uit Egipte weg en het in Kanaan by hulle pa Jakob aangekom. Hulle het vir hom gesê, Josef leef nog en hy regeer oor die hele Egipte. Jakob was stom geslaan. Hy het hulle nie geglo nie. Toe vertel hulle vir hulle pa alles wat Josef vir hulle gesê het. En eers toe hy die waan sien wat Josef gestuur het om hom te kom haal, het hy begin belangstel. En hulle pa Israel het gesê, ek verlang niks meer nie.
My seun Josef leef, en ek wil hom net sien, voor ek sterf. Aangrypende verhaal in Genesis 45, soos gelees uit die 83 vertaling, van Josef en sy bekendmaking aan sy broers, dat het hy is, die onderkoning van Egipte wat mag het, wat die graan en die kos uitdeel, maar ook die wonderlike voorsiening, wat daardeur kom, dat die farao dit goed vind, dat sy pa en die hele familie na Egipte kom, om te kom oorleef, maar ook dat hulle die beste sal kry, alles wat hulle kort. Hulle hoef niks te bekommer, oor wat hulle dalk nie kan saambring nie. So beloof die farao, en so voorsien die Here, op uitsonderlike maniere, ook in ons lewe, baie keer op maniere wat ons nie vooruit sien nie, maar as ons terugkyk, dan sien ons die hand van die Here. Hierdie gedeelte dan, Genesis 45 in die 83 vertaling.